Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, een van die eienskappe seker van 'n luiperd is dat hy nogal redelik weet wat om hom aangaan en baie oplettend is. En soos in hierdie geval het hy geweet van ons wat agter hom was en hy het teruggekyk na ons kant toe wat ons nou baie waardeer het vir die foto ook. Maar so is dit sekerlik in die woord van die Here ook, dat ons dit altyd sien, dat die Here weet altyd wat aangaan met sy volk, en hy weet van hulle wat al die verkeerde dinge gedoen het, soos ons nou gesien het in die konings, maar dan weet die Here ook van hulle wat in opregtheid met hom wandel, en hulle wat in opregtheid met hom wandel, seën die Here, en die Here gebruik hulle ook. Ja, die seën van die Here mag in 'n groot mate oor die hele volk verlore gewees het, maar oor individue was dit beslis nog gewees, en so ook in ons tyd mag ons dieselfde sê oor ons land, dat dit ook so is dat die seën van die Here dalk nie meer oor hierdie volk en oor hierdie land is nie, maar oor individue, hulle wat die Here gaan soek en hulle wat met die Here wandel, die Here sal met hulle wees. En dis die wonderlike, daarom goeie en blye boodskap wat daar in 1 Konings is, wat ons sien in Elia, die man van God se lewe dan ook. En daar's net so 2 sake wat ek vanoggend vir u wil uitlig rondom Elia se lewe dan ook. En die eerste saak is die 3 kere wat die Here hom gevoed het. Ja, ons lees van 3 kere wat die Here vir hom kos kom gee het. Nou ja, op grond van die woord van die Here het hy gesê dat daar droogte sal wees, en met hierdie droogte saam met die Here natuurlik vir sy kind ook om sorg. Met die kraaie, ons almal weet hoe die Here daar by die spruitkrit vir hom kom sorg het. Jy kan in 1 Konings 17 vers 6 kan jy dit lees. En is dit nie wonderlik dat al sou die oordeel van die Here gekom het en dit ongemak veroorsaak het vir die kinders van die Here en hulle wat op regheid gewandel het, dat die Here tog vir hulle gesorg het. Baie ander het nie eens kos gehad nie. En op hierdie vreemde wyse van die kraaie wat die voedsel gebring het en dan ook so gegee dat Elia in die tyd vleis kon geëet het in 'n tyd van droogte, en die Here het besonderlik ook so vir hom kom deurdra. Kind van die Here, leer tog dit, dat die Here sal sekerlik sorg vir hulle wat in opregtheid wandel met hom, en die Here sal onderneem en deurdra, al moet die Here dan selfs kraaie gebruik. Die tweede was die weduwee, die arm weduwee wil ek sê, en ons weet hoe die olie en die meel vermeerder het, toe sy nadat sy vir Elia dan ook die brood gemaak het, en die Here het wonderlik om voorsien op hierdie wyse ook, nie net vir Elia nie, maar ook vir hierdie weduwee en haar seun. Weereens het die Here vir hom kom gebruik, en het mag ons ook so opnuut bewus wees, dat die Here vir ons so wil kom gebruik, en dat die Here op 'n besondere wyse sekerlik sal seën, want na wie hy ons ook al mag stuur, was dit 'n seëning gewees. Dit mag in ander gevalle 'n las gewees het vir hierdie weduwee as iemand daar aangekom het, maar wat toe Elia na haar toe kom, was dit 'n seën gewees, en die Here het voorsien ook vir hulle in 'n tyd van groot benoudheid. En dan die derde geval was sekerlik toe Elia dan ook sonde gedoen het, en hy in moedeloosheid onder die besembos gaan lê het, en weg probeer kruip het vir Jezebel, en die Here het hom daar opgerig, en die Here het 'n engel gegee, om vir hom te sê, om eet, laat die pad nie vir jou te veel word, net van die voedsel geëet, en hy het 40 dae en 40 nagte geloop. Die krag wat God vir hom kom gee deur die voedsel. Mag u opnuut in hierdie tyd die voedsel van die Here neem, en die krag van God ervaar. Wil ons nie maar die woord van die Here opneem, en dat ons die krag van God opnuut sal ervaar, vir elke aanslag, vir elke ding, wat in hierdie lewe ook na u toe ook mag kom. Dan, liewe vriende, die laaste wat ek wil noem is, hoe hy opgetree het, die vreeslose optrede van Elia, sy eienskap van hom, 1 Konings 18 vers 17 tot 40, kan jy dit daar so ook gaan lees. En dan ook, hoe hy die konings vermaan het, verskillende konings wat hy vermaan het, en vir hulle gesê het, en uitgewys het oor hulle sonde, sy kragtige gebedslewe, sake waarvoor hy gebid het, en die Here het hom gehoor. Dink maar aan die reën of aan die droogte dan. Dink ook so aan die seun wat uit die doodheid opgewek is. Die Here het sy gebede kom verhoor, en dan die grootste saak sekerlik, hy het met God gewandel, sy hele lewe getuig daarvan, want hoeveel keer het die Here nie met hom gepraat nie, en dan het hy net dood eenvoudig gesê, die Here het gesê,
En soos wat hy gesê, dit het gebeur, want die Here het vir hom gesê. En mag u in hierdie sekerlik groot berusting vind as u die Here dien met die hele hart, dat die Here u sal lei, die Here u sal help, en ons bring aan hom al die eer vir dit wat hy ook kom doen. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde, dankie vir 'n wonderlike voorbeeld in Elia, en dat ons ook so op u kan kom vertrou en weet, as ons in opregtheid met u wandel, sal u onderneem. Amen.